Goeiemôre. Jy luister na die reeks Die Goeie Lewe, gebaseer op die boek The Good Life and How to Live It. Lesse van die wêreld se langdurigste studie oor menslike geluk, geskryf deur Robert Waldinger en Mark Schultz. Vanoggend is die 65ste oordeenking in die reeks en die tema is Die Goeie Lewe by die werk. Oor 2 ure van nou af skuif miljoene mense agter hulle lessenaars in of meld aan by fabrieke, plase, persele, hospitale of waar mense ook al werk gekry het. Sommige moet inderhaas na die lughawe vertrek of anders sit weer in spitsverkeer en luister waarskynlik na hierdie oordeenking. Terwyl ek besig is om dit op te neem, is mense lankal reeds per voet op pad. Kry 'n taxi, spring op 'n bus en later weer te voet. Sommige mense sal na 'n werk toe gaan wat hulle doelbewus gekies het en as hulle gelukkig is dit hul droomwerk. Die meeste mense het egter weinig keuse in watter tipe werk hulle doen, solank hulle net 'n werk kan kry. Ek sien gister, Suid-Afrika is nou die land in die wêreld met die hoogste werkloosheidssyfer. Wanneer ons vanmôre dan oor die tema die goeie lewe by die werk praat, sal dit vir baie mense in ons land 'n betekenislose oordeenking wees. Ons kan net hoop en bid en hard meewerk daaraan dat ons land 'n draaipunt sal maak. Daar is bemoedigende tekens, so tussen al die ontwrigtings deur. En ons as gelowiges sal hardwerkend en hardbiddend moet meewerk om hierdie draaipunt te bewerkstellig. Vir diegene wat wel 'n werk het, wat is die effek van die werk wat ons doen op die goeie lewe waarna ons streef? Die resultate van die langdurigste studie in menslike geluk wys interessante tendense uit. Een van die deelnemers aan die Harvard-studie, Henry Keane, wat gebore is in daardie arm Boston gehuggies, het min keuse oor die tipe werk wat hy sy lewe lank sou doen. Sy werk in die motorvervaardigingsindustrie was nie sy droomwerk nie. Dit was ook nie omdat hy mal is oor karre nie, maar omdat dit vir hom genoeg inkomste verleen het om vir sy gesin te voorsien. Hy het nie naastenby die voordele gehad wat die Harvard opgeleide manne gehad het nie, ouens soos John Marston of Sterling Ainslie, na wie ek vroeër in die reeks verwys het. Tog, gemeet aan alle aanwysers, was Henry 'n veel gelukkiger mens as baie van die bevoorregte Harvard opgeleide deelnemers. Die Harvard-studie het bevind dat hoogs gekwalifiseerde mense met veel hoër salarisse en merkbaar beter voordele nie noodwendig gelukkiger was nie. Daar was baie deelnemers aan die studie wat hulle droomwerke gekry het, van medisy tot bekende skrywers, wat te midde daarvan steeds ongelukkig was by hulle werk. Aan die ander kant was daar baie middestad deelnemers wat onbelangrike, harde en selfs gevaarlike werk gedoen het, wat klaarblyklik baie gelukkig was by hulle werk. Hoe verstaan 'n mens dit dan? Een van die belangrike faktore, ek neem aan, daar is baie meer as dit, wat geluk by die werk beïnvloed, is presies wat jy geraai het. Die belangrikheid van verhoudinge by die werk, werksverhoudinge. Ons het keer op keer in hierdie reeks verwys na die belangrikheid van verhoudings. En ons gedagtes gaan sekerlik eerste na die primêre verhoudings in ons lewens, soos romantiese en gesinsverhoudings. Maar ons spandeer immers 'n reuse deel van ons lewens by die werk. Om die waarheid te sê, baie mense sien hulle kollegas by die werk meer as wat hulle familie sien. Oor die jare heen het ek dit al baie kere gevind, dat mense by die werk later soos 'n hegte familie word. Tel jou seëninge as dit die geval is. Want dit kan ewenwel 'n nagmerrie word wanneer jy in 'n toksiese omgewing werk. Ons gaan vir die volgende paar oggende oor die goeie lewe by die werk praat. Vir nou is dit belangrik om eers 'n oomblik tot stilstand te kom. En heel eerste dankbaar te wees, indien jy 'n werk het. Dis 'n voorreg wat baie mense nie het nie. Tweedens, om ons werk in perspektief te sien van ons Christelike roeping.
Spreuke 14 vers 23 lees ons, dat harde werk beter is as 'n baie gepraat. In alle harde werk is daar voordeel, maar 'n blote gepraat lei net tot gebrek. In Efesiërs 4 vers 28 is daar raad wat almal in ons land beslis moet volg. Die een wat nog steel, moet nie meer steel nie. Hy moet eerder werk deur met sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om vir die behoeftiges te gee. Kolossense 3 vers 23 neem ons werk na die hartklop van ons diens aan die Here. Wat julle ook al doen, werk met geesdrif, soos vir die Here en nie soos vir mense nie. In die wete dat julle 'n erfdeel as beloning van die Here sal ontvang, want julle staan in diens van die Here Christus. Mag ons elkeen dan ons dagtaak so verrig. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, aan die begin van hierdie week vra ons dat U ons sal vul met U Heilige Gees, dat ons die vrug van U Heilige Gees in ons lewe sal bly beoefen, om lief te hê, om met blydskap te leef, om vrede te maak, geduldig te bly, vriendelikheid na te streef, goedhartig te wees, getrou te wees, sagmoedig op te tree en met selfbeheersing. Ek weet dat ek aan Christus Jesus behoort en ek kruisig my hartstogte en my begeertes wat nie in pas is met U Heilige Gees nie. Help my om nie verwaand te wees, ander uit te tart of jaloers te wees nie, maar help my om in 'n gees van sagmoedigheid ander reg te help. Deurgrond my siel, o Heer, dat ek ook myself blywend ondersoek en my hart voortdurend tot U bekeer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.